Hallo geliefdes, ek het so die naweekse kant 'n woord gekry van die Here terwyl ek in die kerk was en ek het nogal gedink, joh, Here, dis 'n interessante woord om te gee. Maar wat die Here met my gedeel het, is hy het vir my gesê dat hy gaan begin tempels afbreek. Toe dog ek, is dit nou ons of is dit geboue? Eintlik kom dit maar op dieselfde ding neer. Want ons leer tog in die woord dat jou liggaam is die tempel waar die Heilige Gees in wil wees. En soos wat hy met my praat, sê hy vir my dat mense gaan na die verkeerde mense toe. Hulle leen hulle ore uit vir verkeerde stemme. Dan weet hulle nie wat se kant met hulle vat, wat se kant met hulle los nie. Ons luister na te veel stemme vandag en almal stem nie saam nie. En as jy nie hou van wat jy hoor nie, dan spring jy na die volgende persoon toe, gaan kry 'n woord daarso, gehoor wat hierdie een sê. In plaas van dat ons elkeen net gaan sit met ons woord, met ons Bybel, die skrif, en sê, Here, wat wil U my leer? Wat moet ek uit hierdie verstaan, Vader? Praat met my. Maar oor daar soveel stemme in jou is, en jy soveel al ingeneem het, waar moet die Heilige Gees praat? Waar kry hy 'n beurt met al hierdie stemme? En die Here het vir my gesê, hy gaan tempels afbreek, tot op die fondasie, dat daar niks oor is nie, dat al die verkeerde stene wat gebruik is om te bou, en ek wil amper sê doktrin, oor die jare, preke wat ons geluister het, kerke wat ons in was, mense wat hulle opinie op jou probeer afdwing het, in plaas van dat jy na 'n diens gaan sit het en vra, Here, is die van U? Het U regtig deur hierdie persoon gespreek? Dis wat hy gaan kom afbreek, laat net die fondasie oor is, en dan sal die eerste steen wat gelê word, sal Jesus wees, die ware hoeksteen. Ons lees in baie plekke in die Bybel daarvan, ek kan nou net dink, sommer 1 Petrus 2 vers 4 tot 10, is 'n baie goeie stuk om te lees daaroor. Die hoeksteen, die ware hoeksteen moet Jesus wees. As dit nie die boupunt is nie, dan gaan die res van die gebou skeef wees, of die stene is nie dieselfde nie, en ek glo die Here gaan kom met 'n paar van ons, en hy gaan begin breek, en hy gaan begin wegvat, en hy gaan begin herbou, met die oorspronklike bouplanne wat hy vir jou het. Steen vir steen, die regte stene, totdat die tempel 'n priesterlike tempel sal wees, waar die Heilige Gees in wil wees. Ons moet ophou luister na wat mense vir ons sê. En as jy twyfel, as jy, kom ons sê 5 mense het, wat jy verskillende goed van hoor, en jy weet nie wat sê een van die 5 moet jy na luister nie, dan is die vraag eintlik, Here, na wie wil U hê moet ek luister? Of moet ek nie na een van die 5 luister nie? Vat jou Bybel en laat die Bybel die filter word wat jy dit aanmeet. Enige woord wat jy kry. Selfs as jy Sondag in 'n kerk sit en jy is besig om luister na die diens en jy dink, my hierdie pastoor praat nou, hy praat nou vandag met my. Dan moet jy nog steeds gaan na die tyd en met die Here gaan sit en sê, Here, was hierdie 'n boodskap van U gewees? Of is dit 'n boodskap wat uit hierdie persoon uitgekom het? Ons moet ophou bekommer oor wat môre gaan gebeur. Want môre is nie beloof nie. Ons weet nie of ons 'n toekoms het of nie. Maar die Here sê tog vir ons, ons moet vertrou dat hy die beste vir ons wil hê. As 'n mens net dink wat in Psalm 32 ook staan, vers 8, dan sê hy daarso, hy wil jou onderrig. En hy wil jou raad gee. Hy is die een wat jou wil leer. Hoekom gaan ons na mens toe? Ek sê nie dis verkeerd om nie na jou pastoor te luister, of preke online, of teachings, of selfs Bybelkursusse nie. Daar's niks daarmee fout nie. Maar die eerste stem wat jy altyd na moet luister, is die stem van die Heilige Gees. Dis hoekom die Here dit vir ons gegee het as 'n geskenk, dat hy Jesus teruggevat het hemel toe, maar die Heilige Gees vir ons gesê, dis die geskenk, dat ons dit kan gebruik, dat ons na hom kan luister, dat ons met hom 'n konversasie kan hê, dat ons gesprekke kan hê. Ons hoef nie bang te wees om met die Here te kommunikeer nie. Inteendeel, hy wag op ons, laat ons kom praat met hom, en sê, Vader, ek het nou vandag iets gehoor wat ek nie seker is oor nie. Wat is U opinie, Vader? Wat is U opinie, Heilige Gees? Wat is die waarheid, Heilige Gees? Hoekom is ons so bang om daai vrae te vra? Ons is vinnig om dit vir mense te vra, maar hoekom is ons so bang om dit vir die Here te vra? Hy is tog lief vir ons, hy sê ons is sy kinders.
Gaan jy nie na jou pa of jou ma toe gaan vir advies oor dinge nie? Is jy te bang vir hulle ook te vra? Nee, want ons word grootgemaak van kleins af dat ons na ons ouers toe kan gaan. Die Here is nog steeds, hy is ook ons ouer. Hy is ons hoofouer. Hy is die een wat ons eintlik eers na toe altyd moet gaan. Maar ons is geneig om na ander mense toe te hardloop. En ek glo, hier's mense wat nou gaan begin breek. Wat gaan voel die Here onttrek van hulle. Maar eintlik is dit net al die gemors wat hy besig is om van jou te verwyder, om skoon te maak, om hy tempel skoon te kry, dat dit 'n plek is waar hy kan bly. Want dink daaraan, as jy 'n huis het en hy's gestoor met bokse, vol bokse, meubels, goeders wat weggepak is, goed wat jy nie gebruik nie, en die vertrek is vol goeders. Waar sal plek vir jou om te bly? Waar sal plek vir jou om 'n bed te sit om te slaap? Waar sal plek in 'n kombuis vir jou om kos te maak? Dis dieselfde met jou tempel. As jy jouself so vol met goeders, is daar net nie plek vir die Heilige Gees nie. En eintlik moet al daai ander junk net uitgaan en laat die Heilige Gees in is wat daar is. Ek het self ook deur hierdie proses gegaan waar die Here aan my tempel begin skaaf het. Eers was dit geestelik gewees en met tyd was dit fisies ook gewees. Wat hy vir my begin sê het, maak skoon want daar's nie plek vir my nie. Maak skoon dat jy my kan hoor en nie ander stemme nie. En dis 'n seer proses om deur te gaan. Dis 'n baie seer proses as die Here kom en sê vir jou, sny uit, gooi weg. Raak ontslaaf van mense. En ek weet dit klink lelik om dit te sê, maar daar gaan mense in jou lewe wees wat jy moet sê, goodbye. Want hulle hou jou van die Here af weg. Hulle hou jou weg van sy stem af, want jy luister na daai stem in plaas van om na die Here se stem te luister. So dit gaan 'n seer proses wees. Maar ek kan jou beloof, wanneer dit verby is, hy skaaf nog altyd. Hy hou nooit op skaaf nie. Maar wanneer daai tempel van jou skoon is en hy is die een wat binne-in is, gaan jy net ervaar, jy hoor sy stem soveel duideliker. Die ervarings wat jy gaan hê met die Here is net soveel beter. So kom ons gaan vandag uit en ons begin kyk in ons lewens. Wat is daar wat nie van die Here is nie? En as jy twyfel, dan vra jy. Dan gaan jy na die Heilige Gees toe en sê, Vader, is hierdie persoon vir my goed in my lewe? Is hierdie persoon iemand wat U gestuur het om in my lewe te wees? Jy kan selfs, as jy nie seker is nie, vra vir die Here, Here, as hierdie iemand is wat nie in my lewe moet wees nie, en dis nie van U nie, verwyder hulle. As dit vir jou te moeilik is om te groet, dan vra jy vir die Here, verwyder hulle uit my lewe uit, en bring vir my die regte keuses wat U vir my gemaak het, die regte mense wat U wil hê ek mee moet deel, wat ek mee moet verkeer, wat ek fellowship mee moet hê. Ons is so bang om alleen te wees. En ek dink dit is net 'n menslike ding. Ons is so bang om alleen te wees, dat ons vashou aan mense wat nie vir ons kos is nie, wat nie help om ons tempel te reinig, op te bou, skoon te hou. Ons is geneig om aan mense te klou wat verkeerd is, wat goeie sê, jy duld dit, want jy wil nie sonder hulle in jou lewe wees nie. Maar sou die Here dit met jou duld? Ja, hy het baie geduld met ons, maar as die Here sy kop skud oor iets, hoekom hou jy vas aan die mense? Hoekom hou jy vas aan die goeders in jou lewe, wat hy nie daar wil hê nie? Enigiets wat 'n struikelblok vir jou is, en jou weerhou van die Here, moet klaar vir jou sê, iets is nie reg daar nie. Of jy hanteer die situasie verkeerd, of jy sê nie die regte woorde nie, of dit is net pleinweg iemand wat nie daar moet wees nie. Kom ons gaan elkeen vandag, en ons gaan kyk. Wat is daar in my lewe, wat my weerhou van U, Vader? Ongeag wat dit is, en dit kan familie ook wees. Al is dit miskien net 'n tydperk wat jy onttrek van hulle, en hoor wat die Here met jou wil praat. Dis ook oké. Dit is nie die einde van die wêreld nie. Selfs ons familie in Christus, daar's van hulle wat ons ook nie altyd om wil wees nie. As ek net kan dink in my eie lewe, het ek mense wat ek baie keer
nie lus is vir die dag nie. En dan trek ek maar 'n bietjie. Maar dit beteken nie ek hou op lief wees vir hulle nie, en dit beteken ook nie ek hou op omgee oor hulle nie. En selfs iemand wat jy laat gaan, dit is ook in liefde wat jy dit doen. Want miskien weerhou jy hulle van die pad wat die Here met hulle wil loop. Jy is dalk 'n struikelblok vir iemand in jou lewe, omdat jy vashou aan hulle. En die Here kan nie die pad met hulle loop wat hy beplan het nie, want jy is in die pad. So kom ons verwyder ons vandag uit situasies uit waar die Here ons nie geplaas het nie. En as die Here vir jou sê, gaan spreek 'n woord vir iemand, moenie twyfel nie, gaan doen dit net. Ek dink net ons het die laaste tyd, het ons familie verloor, en dis altyd hartseer as jy mense aan die dood verloor. Maar ek dink partykeer dis erger as jy lewende mense verloor. Want jy sien hulle nog steeds, jy kan nie by hulle uitkom en jy kan nie met hulle praat nie. En daar's 'n koudheid daaraan. En ons het nog daai kans met die wat nog lewendig is, om vir hulle te sê, dat ons vir hulle lief is. As daar 'n woord is wat die Here met hulle wil deel, om hulle te help, kan ons dit nog doen. Maar oor trots, oor seer, oor gevoelens, wat nie van ons is nie, hou ons terug. Jy weerhou daai mense van die blessing wat die Here vir hulle wil gee, want dis dalk net die woord wat hulle nodig het om vry te kom van dit wat hulle bind. Daar's baie vryheid en waarheid, maar daar's baie bindings en leuns. En die leuns wat ons glo in hierdie wêreld, bind ons soos kettinge, nie net aan onsself nie, net aan aardse goeders nie, maar ook aan mekaar. Spreek waarheid vandag vir iemand wat jy lief is vir. Is asof ek nou ervaar die Here sê vir my, gaan sê vir daai persoon wie jy lief vir is, vandag nog, want môre is daar nie meer tyd nie. Môre is te laat, jy het net vandag om dit te doen. Maar in elk geval, geliefdes, laat dit goed gaan met julle. As daar enige iets is wat jy op jou hart het, wat jy oor wonder, maak vir jou 'n koppie tee of koffie, gaan sit in 'n lekker gemaklike stoel, vat jou Bybel en sê, Here, hier is ek. Spreek met my, praat met my. Ek wil die weet, Vader. Ek is so nuuskierig oor hierdie vraag, Vader, en deel dit net met die Here en wag op hom dat hy jou antwoord. Begin deur jou Bybel te blaai, begin te lees, maak nie saak waar dit is nie, begin net te blaai en begin te lees en kyk wat praat met jou. Maar iewers gaan die Here jou antwoord, of dit is deur jou skrif, of dit is deur 'n droom, of die stemmetjie hier binne jou wat jy partykeer nie herken nie, want jy het so gewoond geraak aan al die ander stemme. Here, kom vandag en breek ons tempels af en herbou dit tot eer van U. Amen.